Geliefdes, ons toetrede tot vanmôre se erediens kom met die baie bekende en pragtige gesang 163. Ons sing dit staande, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet. Gesang 163. Geliefdes, die Here Jesus staan by geleentheid en hy kyk na kindertjies om hom en hy sê die volgende: Laat staan die kindertjies, moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is vir mense soos hulle. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur hom wat is, wat was en wat kom, Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Gesang 201, verse 1 en 3. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, by 'n doopgeleentheid gaan dit nie net oor die doopelinge of die doopouers nie. Nee, die doop spreek elke een van ons aan. En daarom is dit belangrik dat ons ook weer sal luister oor die leer van die heilige doop. En hierdie leer word in 3 hoofpunte saamgevat. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is, en sonde gebore word, en daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom nie, tensy ons weergebore word. Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself te soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseël. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseël die Vader aan ons dat hy 'n blywende genade verbond met ons sluit
en dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer, of dit vir ons ten goeie laat meewerk. Met die doop in die naam van die Seun, beseël die Seun aan ons, dat hy met sy bloed al ons sondes afwas, en dat hy ons saam met hom laat sterwe, sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry, en deur God as vrygespreektes gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorenes sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en ook verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en ook met al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig deur nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van God te lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie in die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg dat ons 'n verblywende verbond met God het. Alhoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle immers vanweë die sondeval van Adam onder die oordeel van God, en net so, sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem. God stel dit baie duidelik wanneer hy aan Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met hierdie woorde, wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat kinders besny moet word, want dit was toe die seël van die verbond en van die verlossing deur geloof. En omdat hulle verbondskinders was, het Christus ook sy arms om hulle gesit, die hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders soos hulle opgroei, hieroor breedvoerig te onderrig. Geliefdes, om hierdie sakrament van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die gemeente te bedien, laat ons, terwyl ons so sit, saam bid. Almagtige, ewige God, ons bid U vanweë U onmeetlike barmhartigheid, dat U in genade U oor ons en ons kinders ontferm. Ons bid ook, Heer, dat U ook deur die werk van die Heilige Gees en die Seun Jesus Christus ook hierdie doopelinge vanmôre ook sal inlyf, sodat hierdie kinders ook saam met hom in die dood begrawe word, maar saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Gee dat hierdie kindertjies hulle kruis blymoedig sal dra, Christus daagliks sal volg en aan hom toegewy sal wees met ware geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hulle uiteindelik hierdie lewe, wat tog niks anders is nie as 'n voortdurende sterwe, soos U dit wil, getroos sal verlaat. Gee ook dat hulle op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur ons Here Jesus Christus, wat met U en die Heilige Gees die een en enigste God is, wat leef en regeer tot in ewigheid. So bid ons ook, Heer, wat wanneer ons later ook uit U woord lees, U ook U woord vir ons sal ontsluit. Ons dank U, Heer, vir al U genade. Ons dank U vir hierdie besonderse heilige oomblik, waar ons as gemeente ook weer herinner word aan ons eie doop. Elke ouer en grootouer ook weer gekonfronteer word met daardie groot belofte. Ook ons as gemeenskap van gelowiges om toe te sien
dat kindertjies ook opgroei in u woord, en hulle ook sal plaas onder die leiding van u Gees. Vader, ons bid, dat ons as gelowiges inderdaad ligdraer sal wees, daardie ligpunt sal wees in 'n donker samelewing. Ag Vader, ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek vra dan nou, dat die doopouers asseblief na vore sal kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle het gehoor, dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of bygeloof laat bedien nie. Sodat dit kan blyk dat u dit glo en aanvaar, moet julle eerlik op die volgende vraag antwoord. Aanvaar julle dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, in die ellende van die sonde en ook onder die oordeel van God verkeer? Bely julle dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees? Bely julle ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in ons belydenis saamgevat is en ook hier in die kerk en die gemeente geleer word, die ware en volkomme leer van verlossing is? En ten slotte, beloof julle, en is dit julle voorneme om ook hierdie kindjies van julle, sodra hulle dit te kan verstaan, hieroor na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig? Letitia, wat is jou antwoord? Suzette en Albyn? Geliefdes, terwyl die kindertjies dan ingebring word, vra ek dat ons sal saam sing daaruit Gesang 292, strofes 1 en strofes 2. Nou Sissa, aangesien jy nou so vriendelik is, gaan ek jou eerste doop. Julle kan maar nader staan. Alsait van Asweging, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Amen. Daar is 'n meneer, nou is dit jou beurt. Sandrey, jy lyk mooi vanmôre, jong. Sandrey Rood, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Maar moenie vir my dit, water is mos 'n aantrekking vir kinders. Dis reg. Geliefdes, ek wil vra dat ons hulle die seënbede sal toesing uit Gesang 268, as julle so na die gemeente sal draai asseblief. Amen.
Geliefdes, ons maak vanoggend die Here se woord oop. Ons gaan saam lees daar uit die Nuwe Testament. Saam lees daar uit die boek Efesiërs. En ons lees saam daar in hoofstuk 5, daarvan af vers 6 tot en met vers 14. In die Kanselbybel is dit op bladsy 283. Die opskrif van die gedeelte in die lig lewe. Laat niemand julle verlei met nikszeggende redenasies nie. Want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Moet dis nie deel van hulle wees nie, want vroeër was julle wel duisternis. Maar nou, in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is, ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak, want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Tog word alles wat deur die lig ontmasker word openbaar. Immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood. En Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Geliefdes, wie 'n kind van die Here is, luister na die woorde van God en leef ook daarvolgens. Geliefdes, as aansluiting en ook as antwoord op hierdie teksgedeelte, gaan ons nou saam sing daaruit Gesang 481 en ons sing daar strofes 1 en strofes 3. Geliefdes, ek wil vanmôre vir ons die teksvers aanhaal uit die geleesde gedeelte, maar wel daar uit die oorspronklike Afrikaanse vertaling, die 33 en 53 vertaling. En daar lees ons in vers 8: Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Wandel soos kinders van die lig. Liefdes, verlede week het ons die voorreg gehad om aan die tafel van die Here te kon aansit. En by daardie geleentheid was die vraag, wat bring ons terug by die Here? En ons het gehoor uit die skrif dat nagmaal en aanvanklik ook die Paasete of die Pasga soos dit bekend staan, was destyds ingestel in 'n tyd van krisis, in 'n tyd van nood. Maar geliefdes, wat nood ons ook leer, die swaartepunt van nood, is dat God naby aan ons kom.
En so kom die vraag vanmôre. Wat sien ons in 'n tyd van krisis? In 'n tyd van swaar kry? As ons vanmôre vir die kinders of vir u self sou vra om 'n prentjie te moes teken. Die spelterapeute doen dit baie keer in spelterapie met kinders. Kleure gee ook 'n bepaalde boodskap. Wat sou u kleur wees as u krisis, u nood, u benoudheid moes skilder? Laat ons eerlik wees. Die gewilde kleurkruid waarna ons sal gryp, sal ryk, is swart. Kinders is baie keer geneig om so 'n swart kool te maak. Ons verwoord ook iets daarvan as ons sê ek bevind myself in 'n donker swart gat. Maar dan broers en susters, lees ons vanmôre van lig. Hoeveel van ons sien lig raak in die krisistye van die lewe? En om hierdie konsep tussen donker en lig te verstaan, moet ons die woord, die Bybel, eintlik in sy totaliteit in ag neem, want dis een van daardie sentrale temas in die Bybel, hierdie stryd tussen lig en duisternis. Trouwens, die woord van God begin daarmee, maak hierdie onderskeid so duidelik as ons lees, dat hierdie geweld was donker en God se gees het daaroor beweeg en God het 'n onderskeid gebring tussen lig en duisternis, tussen lig en donkerte, toe hy gespreek het, laat daar lig wees. En daardie konsep van lig en duisternis lê ook op 'n ander vlak, want ons lees later dat met die derde dag het die Here die son en die maan en die sterre geskape om daardie lig te verskaf in die tyd, in die ruimte van dag en nag. Maar hierdie duisternis word verder ingeklee met die sondeval, soos ons lees daar in hoofstuk 3. Toe die Satan die duisternis kom betrek, toe hy homself daar gaan vestig en vanuit daar werk en met sy aanslag op die mens sou voortgaan. En so lees ons van hierdie stryd tussen die magte van die lig en die magte van die duisternis, tussen die sonde en die lewe, tussen die sonde en God se belofte, daardie belofte dat God 'n ligpunt sou wees vir sy volk. En daar's talle tekste en gebeurtenisse in die Ou Testament wat hierdie lig van God na vore bring. Van die bekendste is natuurlik as die Here sy volk daardeur die woestyn lei. Daardie vuurkolom in die nag en die wolkkolom ook in die dag. Daardie lig, daardie teenwoordigheid van God. En dit was ook daar in daardie donker en moeilikste omstandighede van God se volk se bestaan, wat God vir sy volk 'n lig was, hoop was. En dit, geliefdes, bring ons by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het hier uit die Nuwe Testament, hier uit Efesiërs uit. Dit word algemeen aanvaar dat dit die apostel Paulus was wat hierdie brief geskryf het. Baie is van mening dat hierdie brief nie spesifiek net tot die gemeente in Efese gerig was nie, maar dat dit eintlik 'n tipe van 'n omsendskrywe was. Gerig was aan 'n klomp gemeentes, maar dat hierdie dan maar 'n afbrief was of 'n afgesende brief was na die gemeente Efese. En nou moet ons iets verstaan van die agtergrond van hierdie stad. Dit was 'n groot stad, was 'n belangrike stad in die provinsie van die Romeinse Ryk. Maar daardie gemeente het hoofsaaklik bestaan uit heidene, en ons weet ook aan baie van hierdie gemeentes was daar ook Jode gewees. En hierdie groep mense het hulle self bevind in die duisternis. Die duisternis van die ellende. Ons weet dat die mense in daardie tyd, die heidene, maar geleef het vir die oomblik. U weet ook die
moderne tyd waarin ons leef, met films wat ook gemaak word uit daardie tyd, wat opvallend is die donkerte, die duisternis. So 'n donker tyd sou 'n mens kon sê in die bestaan van die geskiedenis. En daar was die kontras tussen lig en donker baie sentraal gewees. Dis 'n beeld wat mense baie goed verstaan het, maar dit was nie die heidene wat hulle in hierdie duisternis bevind het van die ellende nie, maar ook maar die Jode, want hulle het gewerk met die wet, en die wet het vir hulle baie duidelik getoon wat hulle sondige natuur was, en daarom was dit ook maar vir hulle, maar ook 'n moeisame poging gewees, want hulle kon nie daarin slaag om werklik die wil van God na te kom nie. En is met hierdie agtergrond wat Paulus dan hierdie brief, hierdie skrywe rig tot die gelowiges. En hy sê in ons teksgedeelte, julle was vroeër die ene duisternis. Hoor mooi wat Paulus hier skryf. As ons gaan kyk ook na die Grieks, is dit baie duidelik, dat Paulus hierdie duisternis nie stel as 'n plek nie. Nee. Hy stel dit as 'n menslike toestand. Hierdie donkerte is in die wese van die mens. Die mens was die ene duisternis. Maar as 'n mens hierdie brief gaan lees en ook die briewe wat daarmee saamgaan, dit word ook maar bestaan bekend as briewe wat Paulus geskryf het terwyl hy in gevangenskap was, dan maak Paulus dit baie duidelik dat die evangelie is daar die lig. En dit is Paulus se oproep ook dat die mense altyd sal soek na daardie ligpunt, en daardie ligpunt is die verkondiging van die blye boodskap, die evangelie. Nou geliefdes, ons leef maar in 'n donker wêreld met soveel onsekerheid, en in hierdie tyd, in hierdie tydsgleef, raak dit vir ons soms net te oorweldigend. Ook reeds waar ons vanmôre hier sit, is daar baie doemprofete, en dit gaan vanmôre in die koerante wees, is ons nou op die vooraand van 'n derde wêreldoorlog. Woorde soos Armageddon en die goed gaan u nou weer lees, en daar gaan soveel profete wees wat hierdie donker prentjie gaan probeer skets, want vrees verkoop koerante. En nou doop ons vanmôre 2 kindertjies, 'n seentjie en 'n dogtertjie, ouers wat hier sit, grootouers en grootouers, familie en vriende en gemeente. Dalk was die jaar van u wat vanmôre hier gesit en gedink het, "Haai, wat hou die toekoms in vir hierdie arme kinders in hierdie donker wêreld?" Maar gemeente, daar's hoop. Want hierdie oomblik, 'n doopgeleentheid vanmôre is juis daardie opsoek, daardie vind van die lig. Ja, so leer die doopformulier ons, dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, en sou ons eintlik kon verwoord, hulle self maar bevind in 'n toestand van duisternis, van dood, want ons sien dood ook as 'n oomblik van duisternis. Maar is in hierdie duisternis waar ouers hulle kinders bring na die voete van God. En die vanmôre ook gehoor waar ons sê ons doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou wat sê die woord oor God? Ons lees daaruit die brief, die 1 Johannes hoofstuk 1 vers 5 sê dit, maar God is lig, in God is daar geen duisternis nie. Daarom dat kinders gedoop word in die naam van die Vader, want God is daar die lig. Hy is die een wat daar die skeiding bring tussen die duisternis en die lig. En hy heers oor die lig. Daarom is dit goed om ons kinders te bring by die bron van die ware lig. Maar wat sê die Here Jesus oor die lig? Ons lees daarvan in Johannes 8 vers 12 sê hy, ek is die lig vir die wêreld. Die wat in my leef, sal hulle self nooit bevind in die duisternis nie. Ja, die wat my volg, sal lig hê vir hulle lewe. En as Paulus later skryf in Filippense daar in hoofstuk 2, dan sê hy ons moet ligdraers wees. Wie rig ons? Die Heilige Gees. Ja, broers en susters, as ons hierdie wêreld inkom, dan is ons maar as gevolg van die sonde
maar in die duisternis. En as ouers is ons ook maar baie kere bekommerd oor ons kinders. Nie net as hulle gebore word nie, hoe ouer hulle ook word. Want hierdie wêreld se aanslag is geweldig. Dis asof die duisternis ons so bekruip soos skaduwee. Maar God dank vir die lig. God dank dat daar in hierdie duister wêreld God se lig nog is. En daardie lig vind ons by die verkondiging van die evangelie, om besig te wees met God se woord, om besig te wees in gebed, om saam te deel saam met die ligdraers, die gemeenskap van gelowiges, die kerk. En daarom is dit so belangrik dat ouers hulle kinders sal nie net bring na die lig toe nie, maar hulle ook sal opvoed in die lig. Want as ons onsself bevind in die lig, sê Paulus in hierdie gedeelte, in 'n sekere sin, daar vind 'n identiteitsverandering plaas. Ons word draers van hierdie lig. Die 83 vertaling en die nuwe 2020 vertaling waaruit ons vanmôre gelees het, sê leef soos kinders van die lig. Die ou vertaling, soos ons aangehaal het met die teksvers, praat van wandel soos kinders in die lig. Eintlik in die Grieks, as mense direk sou vertaal, sê dit eintlik om rond te loop, soos kinders in die lig. Ek sou dit graag eerder wou vertaal met lewenswandel. Ons moet ons kinders so opvoed, dat ons kinders se lewenswandel sal wees soos kinders van die lig. En wat is die vrug van hierdie lig? Wat bring hierdie lig vir ons na die tafel? Dit sê Paulus ook hier, as hy praat oor die vrug van die lig, ons sou kon sê die vrug van die Gees. Hy praat van goedheid, waarheid, geregtigheid, goedheid. Waar vind ons in hierdie wêreld nog iets wat werklik goed en heilsaam is vir 'n kind? Ja, ons as ouers doen baie moeite om vir ons kinders die beste te gee wat daar is, die beste opvoeding in terme van om hulle skolasties op te lei, die beste geleenthede te gee. Ons ry hulle rond, ekstra klasse, noem dit maar op, terapeute, om vir hulle iets goeds op die tafel te gee. En baie kere sê ons, vir al ons generasie ook, en die ouer generasie sê so baie kere, ons wil so graag vir ons kinders dit gee wat ons nie gehad het nie. My broer en my suster, ons moet dit nie sê nie. Want dis nie waaroor dit gaan nie. Dis nie die goedheid nie. Die goedheid wat ons ontvang het, moet ons oordra. En dit is om te lewe in die lig van die Here. Want goedheid is net te vind by God. As jy vir jou kind iets goeds wil doen, iets goeds wil gee, wat ewigheidswaarde het, bring jou kind na die lig van die Here. Praat hier oor reg, geregtigheid. Wat is die reg van God? Dit gaan oor God se wil, dit gaan oor die 10 gebooie, daardie riglyne van die lewe. Ook weer eens binne die ruimte van die geloof. Ons leef in 'n wêreld waar daar baie gedebatteer word en baie menings is en daar hofsaake is om nou te gaan bepaal wie se interpretasie van die reg nou reg is. Maar by God is daar sy reg. En daardie reg, daardie wet van God word eintlik opgesom in 2 hoofpunte: die liefde vir God en die liefde vir jou naaste. As jou kind leef in die lig van God, sal hy ook daardie lig vind en leef tot sy naaste en haar naaste. Nou word daar gepraat oor die waarheid. Broers en susters, en dis die groot krisis. Maar was dit nie maar die mag van die duisternis, die Satan, wat reeds daar in die begin die waarheid verdraai het nie, en so baie keer al gesê het, soos wyle Dr. Steenkamp gesê het, 'n halwe waarheid is 'n volstrekte leuen. En ons leef in 'n wêreld waar die waarheid verdraai word. Ons word daagliks daarmee gekonfronteer. Dis soos iemand wat nou die dag skryf, hierdie duisternis, hierdie boosheid kruip in ons huise in. Ons kan dit nie meer uitsluit nie. Dis in die palm van ons hand, dis in die palm van ons kinders se hande, is die Satan besig om die waarheid te verdraai, om ons kinders te besmet met leuns. En ons kinders en ons mense se denke te oorweldig met die duisternis van die sonde.
maar by God is die waarheid. En daarom moet ons kinders ook opvoed in die waarheid, in die lig van God. Menende broers en susters, dat as ons kinders in die lig van God plaas, in die lig van die evangelie, in die lig van die ruimte van die gemeenskap van gelowiges, dan is die vrug dit wat reg is, dit wat goed is, en ook dit wat waar is. En daarom skryf hy ook, beproef die dinge wat vir die Here aanneemlik is. Laat ons onsself daarin oefen, laat ons kinders daarin laat oefen. Maar broers en susters, as ons dan hierdie identiteit het as ligdraers. Here Jesus sê dit ook so mooi in sy bergpredikasie, jy kan tog nie 'n lig toemaak onder 'n emmer nie. 'n Stad met 'n lig moet tog staan om 'n lig te verskaf. So moet dit ook wees met ons, broers en susters. Daardie lig moet ook geleef en uitgedra word. En as daardie lig geleef en uitgedra word, dan verdring dit die duisternis, soos Paulus so mooi skryf. Dan ontbloot dit die leuen, dit ontbloot die valsheid, dit ontbloot die duisternis van hierdie wêreld. En veral in hierdie tyd waarin ons leef, is dit so belangrik dat ons daardie lig sal laat skyn, dat ons sal leef en sal staan vir dit wat goed, waar en reg is. Ons moet nie moedeloos raak omdat ons in die minderheid is nie. En dit moet die ouers ook vandag hoor, en die van u wat vanmôre hier in die kerk is en inluister wat kinders ook op skool het, sal weet dat die gelowige kind is vandag in die minderheid. Hoe tragies, maar dis waar. Maar ons moet nie toelaat dat omstandighede ons kinders se ligte doof nie. Ons moet daardie lig laat helder brand. Ek het 'n hele klompie jare terug ook daaroor gepreek met 'n doopgeleentheid, dat suurstof vir daardie lig is natuurlik die Heilige Gees. Wat gevoed word deur die bestudering van God se woord, wat ook bemest word met die nadenke en gebed tot God. Ja, broers en susters, ouers dra hulle kinders, soos vanmôre ook hierdie kindertjies gedra is hier na die doopvond. Want hulle bene is nog nie sterk genoeg sodat hulle op hulle eie bene kan staan en hulle eie tree in die lewe kan gee nie. En so word hierdie kinders dan opgevoed en voorberei in die lig, sodat hulle eendag op hulle eie bene vorentoe kan loop en belydenis van geloof kan aflê. Om hier te kom getuig, Here, neem my hand en stap saam met my die lewenspad. My lewenswandel wil ek in u lig leef. Daarom dat hierdie gebeure vanmôre eintlik so simbolies is, waar 'n kind gedra word en met 'n proses begin om hulle bene sterker te maak. Die kindertjies sal dit ook al gesien het, as 'n ou lammertjie gebore word, hoe hulle sukkel om te staan en omval en daai bene so bewerig is. En soos dit ook maar met 'n kind en baie kere met 'n jong mens. Baie jong mense dink hulle kan stewig staan op hulle eie bene. Ek sal self is van die eerste woorde wat kinders baie kere ook uiter. Maar as ouers sien ons, dis nie waar nie. Ons sien ons kinders baie kere maar wankel en baie kere ook maar nog omval. Daarom is dit ons verantwoordelikheid as ouers, as grootouers, maar ook as gemeente, as gelowiges, om ook ons kinders en ons jong mense te help, om regop te kom, om hulle te oefen, dat daardie bene, daardie geloofsbene kan sterk raak, sodat hulle inderdaad hulle lewe kan wandel as kinders van die lig, as kinders in die lig, maar ook as kinders wat die lig uitdra in die wêreld. Nou kom die vraag weer vanmôre, broer en suster. In ons krisistye, wat sien ons? Sien ons donkerte? Is dit swart? Of sien ons lig? Sien ons die heerlikheid van God? Openbaring praat daarvan daaruit in hoofstuk 21, dat die nasie sal leef onder die lig, sal leef onder die heerlikheid van Jesus Christus. Ons as gelowiges leef in daardie heerlikheid van ons verlosser. En dis wat ons moet dra. God het vir ons lig gebring. En ons het die voorreg om in daardie lig
te leef. Mag elkeen van ons vanmôre hier wat gedoop is, weer besef dat ons is kinders van die lig. Ja, ons struikel ook baie kere, en daar is ook maar baie kere donker kolle in ons lewens, maar ons is kinders van die lig. Mag ons lewenswandel ook daarvan getuig. Amen. Broers en susters, nadat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons staan ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan weer sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie.
Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en biddende uit Gesang 267 vers 1 tot 4, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Na die seëngroet sing ons uit Gesang 314. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.